leesstuk kom uit die Sari tydskrif uit. Dit gaan oor 'n vrou wat besef het hoe kwesbaar aasvoëls regtig is en hoe mense se negatiewe persepsies van aasvoëls totaal en al verkeerd is. Ek het hierdie stuk gekies omdat ek vreeslik lief vir die natuur en diere is en dit het net aanraking met my gevind. Percy is die beroemdste aasvoël in Suid-Afrika, dalk selfs die wêreld. Lank 'n ambassadeur vir 'n spesies wat nie juis warm gevoelens by ons wakker maak nie, het nou uit die kollig uitgetree. Deesdae maak hy kinders groot as deel van die broeiprogram by Wilpro, 'n aasvoëlbewaringsorganisasie by die private Shamwari Wildreservaat in die Oos-Kaap. Hy is nou 16 met 'n sagte siel, sê Carrie Walter, stigter en hoof van Wilpro en sy ma. Hy is 'n goeie pa en neem die voortou om die kuikens groot te maak. 5 jaar lank het sy hom gebruik as sy praatjieslewer om mense se negatiewe persepsies oor aasvoëls te verander. Die natuur se stiefkinders, lelik, stink en vuil, dink ons mos. Disney en spotprente beeld die spesies gewoonlik as boos uit of assosieer hulle met die dood. In vergelyking met die meer glansryke spesies, soos renosters, olifante en die groot katte. Geen wonder nie, dis die voëlspesies wie se getalle die vinnigste ter wêreld afneem. Van die kraansaasvoëls endemies aan Suid-Afrika is net so wat 4500 broeipare in die hele Suid-Afrika oor. Tensy ons 'n emosionele verbintenis met hulle vorm, gaan ons nie die moeite doen om hulle te bewaar nie. Maak nie saak hoe onontbeerlik hul rol in 'n gesonde ekosisteem is nie. Carrie se aha-oomblik het gekom toe sy die geleentheid kry om Percy vir opvoedkundige doeleindes met die hand groot te maak. Hy was net 10 dae oud, so klein, hy het in haar een hand gepas. Haar hart het gesmeld. Ek het gekyk na die ET-agtige voël wat nes die prehistoriese era dinosourusse lyk. My hart het gesmeld. Ek het besef hoe kwesbaar die spesies regtig is en dat hulle vir ons vir oorlewing onafhanklik is. Sy het in Gauteng groot geword, mal oor perde en honde, en het inderdaad begin perdry toe sy 3 was. Voëls? Nee, wat? Haar ouers was net raad op, omdat sy net in diere belang gestel het, en nie in sulke goed soos partytjies nie. Toe haar planne om veearts te word nie uitwerk nie, het sy verlore gevoel. Haar perde moes eet, maggies. Na 'n paar jaar was sy desperaat om my siel terug te vind, wat in 'n ligverkoelde kantoor verlore geraak het. Toe die kans om voordoen, het sy aan aansoek gedoen om 'n pos as bestuurder van 'n aasvoël bewaringsgroep te word.